Welkom by vandag se video. Ons gaan kyk na al die maniere waarop ons kapitaal in die KOJ kan aanteken. Ons eerste transaksie is ook die maklikste. Hy lees as volg. Op die 3de, die eienaar Sampie Slim deponeer R150.000 per EFT in sy besigheid se bankrekening in. Ons reik 'n kwitansie 001 uit. Goed, ons doen dit as volg. By dokument skryf ons KW 001. Die dag is die 3de. By besonderhede skryf ons S Slim. Ons gaan niks by ontleding van ontvangste inskryf nie, want die eienaar het die transaksie per EFT gedoen. Dit is elektronies deur middel van sy foon, ATM of die rekenaar. So dit kom dan direk in die bankrekening. Ons gaan daar by bank R150.000 skryf, en omdat daar nie 'n kapitaalkolom is nie, skryf ons by diverse rekeninge onder bedrag R150.000 en by besonderhede kapitaal. Die tweede transaksie lees soos volg. Op die 5de, die eienaar Sampie Slim verhoog sy kapitaal met R150.000 wat hy by die besigheid self inbetaal. Ons reik 'n kwitansie 002 uit. Nou hierdie transaksie het ons twee goed waarna ons moet oplet. Die eerste een, die woord met. Dit beteken, dit is die bedrag waarmee hy sy kapitaal verhoog het. Hy het dit verhoog met R150.000. So dit is die bedrag wat ons gaan gebruik. Die tweede punt waarna ons moet oplet, is hy die transaksie die geld direk by die besigheid self inbetaal. Met ander woorde, hy het nie 'n EFT gedoen nie. Ons gaan dit soos volg doen. Die tweede transaksie. By dokument KW 002, die dag is die 5de, besonderhede is S Slim, dan by ontleding van ontvangste gaan ons R150.000 inskryf, omdat hy dit by die besigheid self inbetaal het. Dan, die bank gaan R150.000 wees, by diverse rekeninge is die bedrag R150.000 en by besonderhede gaan ons kapitaal skryf. Ons derde transaksie is die een waarmee hulle ons gewoonlik vang. Op die 10de, die eienaar Sampie Slim verhoog sy kapitaal na R500.000. Hy betaal per EFT in die besigheid se bankrekening en ons reik 'n kwitansie 003 uit. Die oomblik wat ons die woordjie sien na 500.000, dan weet ons moet 'n sommetjie doen. Dis baie, baie belangrik. Goed, ons het gesien, ons moet die kapitaal verhoog na R500.000 toe. So wat is die sommetjie wat ons moet doen? Ons gaan eers die bedrag vat waarna toe ons dit moet verhoog. Dit is R500.000. Dan gaan ons minus dit wat hy reeds inbetaal het tot op hede, vandat hy die besigheid begin het tot nou. So ons gaan nou kyk op ons KOJ, wat het hy al inbetaal? Hy het 2 transaksies gedoen van R150.000 elk. So ons gaan sê R500.000 minus R300.000. En dit gee vir ons R200.000. Goed, ons sien hier, hy verhoog dan nou die kapitaal met R200.000. So ons inskrywings is as volg. Dokument gaan wees KW 003, die dag op die 10de, besonderhede S Slim, hy het dit direk in die bankrekening inbetaal, so ons gaan by bank R200.000 skryf, ons gaan by diverse rekeninge se bedrag R200.000 skryf, en ons gaan by besonderhede kapitaal skryf. Nou as ons gaan kyk na ons bedrag by diverse rekeninge, of by bank, as ons dit gaan by mekaar tel, dis 150 plus 150 plus 200, gee dit vir ons R500.000. En dit is waarna toe hy sy kapitaal wou verhoog het. Dan weet ons is reg. As ons na die transaksies van L lank kyk, sal ons sien, op die eerste, so dis die eerste transaksie vir hierdie maand,
die eienaar L Lank verhoog sy kapitaal na 500.000. Hy betaal per EFT in sy besigheid se bankrekening in, ry kwitansie 009 uit. So ons sien na, met ander woorde, ons moet 'n sommetjie doen. Maar hierdie is die eerste transaksie vir hierdie maand, want dit is op die eerste dag. Daar is nie 'n ander transaksie gewees vir kapitaal nie. So waar gaan ons nou die ander inskrywing skryf vir kapitaal? Ons gaan kyk na die saldos. So daarso sien ons, kapitaal is R250.000. So wat is ons sommetjie? Ons gaan sê, die R500.000, dit is waarna hy die kapitaal wou verhoog het, minus die saldo. En die saldo was R250.000. So die inskrywing wat ons hier gaan maak, gaan vir R250.000 wees. Goed, julle, so ons gaan nou die transaksie doen. Ons dokument is KW 009. Die dag is die eerste. Besonderhede L Lank. By bank R250.000. By diverse rekeninge se bedrag R250.000 en besonderhede is kapitaal. As ons dan die saldo vat van R250.000 plus die geld in die bank R250.000, dit gee ons 'n nuwe saldo van R500.000 en dit is presies waarna hy sy kapitaalrekening wou verhoog het. Onthou om te share, like en te subscribe. Kyk ook uit vir ons ander rekeningkunde video's, asook ons wiskunde en wiskundige geletterdheid video's. Sien julle weer.